Die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sisisi Tolashe, kry die trekpas en rioolbesoedeling hou 'n gevaar vir ondergrondse grotstelsels en fossielgebiede in die wieg van die mensdom wêrelderfenisgebied in. Goeiemiddag en baie welkom by die visuele Afrikaanse nuusbulletin in Afrikaans hier op Pretoria FM. Op Hemelvaartdag, die 14de Mei. Ek is Esmerie Eysel. President Cyril Ramaphosa het die minister van Maatskaplike Ontwikkeling, Sisisi Tolashe, afgedank. Die minister in die presidentsie vir vrouens, jeug en mense met gestremthede, Cindy Chikunga, sal in die portefeulje waarneem, hangende die aanstelling van 'n nuwe minister. Beweringe van korrupsie, wangedrag en misbruik van openbare fondse teen Tolashe het begin ophoop. Tolashe was die afgelope tyd die middelpunt van verskeie omstrede beweringe, insluitend dat sy die parlement mislei het oor die gebruik van 2 luukse voertuie. Daar word beweer dat die voertuie, wat oorspronklik aan die ANC Vroueliga geskenk is, later na kinders se name geregistreer is. Tolashe is ook gekritiseer vir beweerde onreëlmatighede met die aanstelling van sleutelpersoneel. Sowel die DA as Action SA het reeds strafregtelike klagtes teen haar ingedien vir bedrog en die misleiding van die parlement. Die wapentransaksiesaak van oud-president Jacob Zuma en Thales gaan na meer as 20 jaar uiteindelik begin. Zuma is in 2005 vir bedrog en korrupsie aangekla. Tint, nou bekend as Thales, is saam met hom aangekla. Die saak is oor die afgelope 21 jaar deur herhaalde vertragings getuister. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het vandag beslis dat die verhoor sonder enige verdere versuim sal voortgaan. Daar word verwag dat die verhoordatums binnekort bevestig sal word. Solidariteit sê Suid-Afrika kan en moet teen 2030 'n rasvrye bedeling bereik en het vandag 'n omvattende padkaart hiervoor deur sy navorsingsinstituut bekendgestel. Die verslag, getiteld Rasvry teen 2030, stel voor dat die land geleidelik wegbeweeg van rasgebaseerde wetgewing na beleid wat eerder fokus op ekonomiese groei, werkskepping en behoeftegegronde bemagtiging. Volgens die hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, Connie Mulder, het huidige rassebeleide nie daarin geslaag om armoede en werkloosheid betekenisvol te verlig nie, en word Suid-Afrika steeds gekenmerk deur hoë werkloosheid en swak ekonomiese groei. Dis tyd dat hierdie raswetgewing eindig. Dis tyd dat Suid-Afrika 'n datum aankondig waarop ons nie meer op ras gaan diskrimineer nie, 'n datum waarop Suid-Afrika rasvry of dan nou waarlik nie rassig kan wees. Ons is wel nie blind vir die enorme sosiale en ekonomiese behoeftes wat rondom ons is nie. En daarom sê ons dat ons moet beweeg vanaf ras na behoefte. En die padkaart wat ons vrygestel het, gee 'n manier hoe jy binne bestaande regulasies, wetgewing en skikkings kan vel uitfaseer en meer kyk na mense se inkomste, hulle werkloosheidsstatus en hulle ouderdom, dat ons in plaas van wetgewing het wat swart mense bevoordeel, wetgewing inkry wat arme mense, werklose mense en jong mense spesifiek bemagtig. Solidariteit sê die doel is om beleid te verskuif van rasgebaseerde klassifikasie na praktiese ekonomiese bemagtiging en beplan om die padkaart plaaslik en internasionaal aan sakelui en belanghebbendes voor te lê. Die Hoërskool Middelburg in die Oos-Kaap het in 'n dringende kennisgewing aangekondig dat die skool vanaf Maandag 18 Mei tot verdere kennisgewing gesluit sal wees. Die beheerliggaam sê die besluit volg nadat die Departement van Onderwys volgens hulle herhaaldelik versuim het om opvoeders aan te stel en te betaal wat die skool gedwing het om sedert 2025 salarisse uit eie beperkte fondse te betaal. Die skool sê die bedrag is tot dusver meer as R700 000. Johanay van der Merwe Mokke, die adjunk-uitvoerende hoof van die Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse skole, FETSAS, sê dis nie 'n geïsoleerde geval nie.
Hoërskool Middelburg se kennisgewing dat die skool tot verdere kennisgewing gesluit word, is 'n baie ernstige aanduiding van die druk waaronder skole tans verkeer. En volgens die inligting tot FETSA se beskikking moes die skool reeds meer as R700 000 betaal het aan salarisse vir poste wat deur die departement gevul en befonds behoort te word. Nou FETSA se standpunt is baie duidelik, daar kan nie van skole verwag word om die staat se grondwetlike verpligtinge oor te neem nie. Hierdie is ook nie 'n geïsoleerde probleem nie. Ons is bewus daarvan dat daar tans meer as 5500 vakante onderwysposte in die Oos-Kaap is. Nou elke vakante pos plaas druk op ons skole, ons onderwysers, ons ouers en uiteindelik word ons leerders die swaarste geraak. Die departement van basiese onderwys het aan Pretoria FM gesê die vertragings met aanstellings by die Hoërskool Middelburg is weens die feit dat die regte prosesse nie gevolg is nie. Die woordvoerder Malium Tima het ook gesê dat die skool nie maandag sal sluit nie. Die spreker van die nasionale vergadering Toko Didiza het die aanstelling van 'n parlementêre komitee wat uit 31 lede saamgestel sal word, bevestig wat sal oorweeg of president Cyril Ramaphosa 'n moontlike vervolgingsproses moet trotseer in verband met die Amerikaanse valuta wat op sy Palapala plaas gesteel is. Die komitee word saamgestel na 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat vereis dat die parlement 'n onafhanklike paneelverslag oorweeg wat bevind het dat die president moontlik die wet oortree het. Die komitee sluit verteenwoordigers van 16 van die 18 politieke partye in die parlement in. Die DA in Gauteng waarsku dat Rowry Hill wat in die wieg van die mensdom wêrelderfenisgebied invloei, toerisme, werksgeleenthede en die gebiedsomgewingswaarde ernstig bedreig. Die party sê die probleem hou verband met voortdurende probleme by die Percy Stewart afvalwateraanleg in Mogale City, waar onbehandelde en gedeeltelik behandelde riool glo al byna 2 dekades lank in plaaslike riviere invloei. Volgens die DA bedreig die besoedeling nou ook die ondergrondse grotstelsels en fossielgebiede, waarvoor die UNESCO wêrelderfenisterrein bekend is. Die DA eis dringende optrede om die aanleg permanent te herstel en verdere skade te voorkom. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Baie dankie vir die saamkyk en ons maak môre weer so.